don't call on him, who do we call on? Who can answer when we cry out? We call his name. Hallelujah. Prys die Here. Ek het verlede week het ek gepraat oor die bloedlyn vloeke wat van ons families oor ons kom. En ek wil die Here so dankie sê dat ons nie uitgelewer is aan die bloedlyn vloeke nie. Want dit kom soos die Bybel sê op die 3de en die 4de geslag. Maar sy genade, sy barmhartigheid kom oor 1000 generasies. So vandat ek Jesus my koning gemaak het, my Here gemaak het, my Vader gemaak het, glo ek dat daai barmhartigheid van generasies op my generasie, die generasie wat na my is, sal kom. It continues. God is a generational God. He's interested in your children. He's interested in your children's children, not just in you. You are not saved just for yourself. You were placed on this earth to carry a generational blessing over. And it starts with you, but it doesn't end with you. So, vandag wil ek met u praat oor oordraaglike geloof. Oordraagbare geloof. En kan jy gou daar, ja. Hou by my punt, oordraagbare geloof. Ja, wegkom. Allee, 2 Timoteus 1 vers 5. Sê, Paulus praat met Timoteus, hy sê, ek gaan jou herinner aan die ongeveinsde geloof. Die kry geveinsde geloof en die kry ongeveinsde geloof. Ongeveinsde geloof wat eers gewoon het in jou grootmoeder Louise en toe daarna op jou. En toe daarna op jou moeder Eunice, wat waarvan ek oortuig is, ook in jou is. Almal sê, in my is. It's in me. En hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is, deur die oplegging van my hande. Paulus sê vir Timoteus, it's inside. Dis binne in jou, maar dit kom van ergens af. Daarom herinner ek jou om daai genadegawe van God aan te wakker in jou, deur die oplegging van hande. En dan sê die volgende vers, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar 'n gees van krag, van liefde en van selfbeheersing. So wat oorgedra word is 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. Oordraagbare geloof wat opereer in my lewe. Wanneer 'n mens oor geloof praat, dan is daar regtig, moet 'n mens definieer wat geloof is, want jy kry ongeveinsde geloof, soos ons gelees het. Jy kry geveinsde geloof. Want daar is baie mense wat as jy sou vra of hulle Christen is, sal sê, ja, ek glo. Maar ek is definitief nie 'n ateïs nie, maar ek glo daar is 'n God daar ergens daar buite. Ek glo nie regtig in die Bybelse God nie, maar ek glo daar is 'n God. You know, there is a man upstairs, there is someone higher up. En ek dink nie dit maak saak hoe 'n mens by daai God uitkom nie, net solank jy een of ander manier vind om dit te doen. Dis 'n tipe van 'n abstrakte geloof wat mense het, 'n geloof wat geen definisie het nie, geen manifestasie het nie. Dit is soos net so goed soos George Michael wat gesing het, you gotta have faith, faith, faith. That's not what is transferable faith.
Hulle glo dat daar is 'n God. Laat ons net nie hierdie God tot Jesus beperk nie. Dis wat hulle vir ons sê. En daar is baie ander gode, potensiaal. Maar solank jy net aanbid, jy kom by die ware God uit deur enige godsdiens, enige voertuig wat gebruik word. En ons glo, hulle glo dat iets daar buite ergens soos 'n spiritualisme is. Jy weet, mense wat kristalle kan gebruik en New Age goeders kan gebruik en wat mediums kan gebruik wat 'n bietjie wierook kan brand om 'n heilige atmosfeer te skep en om kersies te brand. Hulle glo in abstrakte geloof. Daar's 'n geeswese daar buite en hulle kan ons deur 'n persoon 'n profesie gee, deur 'n voortuinverteller of somebody that's gifted om met die voorvaders te kan gesels en sulke nonsens. En jy kan dit in tarotkaarte kry en jy kan dit in sterrekunde kry en in wat se maand is jy gebore? En is 'n geloof waarin hulle glo. Nie in die God van die Bybel nie, maar hulle word ook nie gelei of hulle instruksies gee deur die God van die Bybel nie. Maar hulle glo dat daar is iets daar buite. Maar ons moet van abstrakte geloof gaan 'n mens baie keer na seremoniële geloof, gefeinste geloof. So dan is daar 'n geloof wat 'n bietjie nader is aan waar dit moet wees. En dit is meer 'n tipe van 'n godsdienstige geloof. Kom ons noem dit 'n gestruktureerde geloof. Daarmee bedoel ek, jy weet baie mense is baie glo in die seremonie. 'n Seremoniële geloof. Dit is om die rosemary vas te hou terwyl jy bid. Dit is om heilige water op jou te kan kry. Dit is om sekere rituele te doen. Seremoniële geloof. Om in die kerk groot gemaak te wees, om gedoop te wees, aangestel, voorgestel, aangestel, gedoop, gered. Nou is ons in die verbond ingesluit en hulle glo in die seremonie wat dit doen. Priestertjie moet 'n mooi rokkie dra of 'n dingetjie dra, hy moet 'n heilige water kan gooi, hy moet 'n wierookbak moet hy kan swaai en daar moet reukwerk die plek vol wees en hulle moet mooi aangetrek wees en daar moet 'n sekere paar woorde gesê word dan en dan moet daai ding gedoen word en dan moet daai ding gedoen word. En dan het ons 'n mooi seremonie gehad. Baie mense glo in die seremonie van die kerk dat dit hulle gaan red, maar dit gaan nie jou red nie. Hulle is nie anti-Christus nie, hulle glo in Kersfees, hulle kom na die Paasdienste toe, hulle kom so nou en dan, hulle kom kerk toe as iemand gebore word, hulle kom kerk toe as iemand trou, hulle kom kerk toe as iemand begrawe word. En jy weet, dit is 'n seremoniële ding, dit gaan oor die seremonie. En die gewydheid van die oomblik, die drawerende stem, we are gathered here together, we're gonna be here forever. Ja, hulle hou van die wet, die reëls, hulle hou van die skyn van godsdienstigheid, die skyn van godsaligheid. Hy lyk heilig. Skyn, is 'n skyn. Maar ongelukkig is hier die teelaarde van fariseërs. Dis die teelaarde van fariseërs. Jesus sê, pas op vir die suurdeeg van die fariseërs. Amen.
Die al met fariseërs te doen gehad. Amen. Suurdeeg. Want hoekom is dit suurdeeg? Want suurdeeg werk stil en stadig. Klein bietjie om 'n geheel te beïnvloed. Die alternatief vir die suurdeeg van die fariseërs is die suurdeeg van die koninkryk van God. Die invloed wat die koninkryk het, die invloed wat my nageslag gaan hê van die bloedlyn seëninge van die Here. Innerlik eerder as 'n uiterlike godsdiens. Om in genade te funksioneer en genade oor te dra, is die suurdeeg van die koninkryk. Om in egtheid en in nederigheid en in genade te funksioneer, is die suurdeeg van die koninkryk wat oorgedra word. Seremoniële geloof. Dit help nie, jy moet eendag uit die moedergemeente begrawe word om hemel toe te gaan nie. Amen. Snaaks wanneer mense trou, dan al is hulle hoe goddeloos, dan wil hulle 'n Christelike trou hê. As iemand 'n begrafnis het, dan moet dit 'n Christelike begrafnis wees. En wanneer ek kinders kry, wil ek 'n Christelike inseëning hê. Dan moet 'n dooprokkie wees. Dan moet 'n kersies brand. Nou, ek wil vir julle sê ek doen seremonies, want mens moet seremonies doen, maar ons krag lê nie in die seremonie nie. Dit lê in 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus. Die seremonie moet jou lei na intimiteit met God. En ons kan, baie mense staan maar in die geloof van hulle ouers. Jy was in 'n baptiste kerk of in 'n NG kerk of in 'n katolieke kerk of 'n methodiste of 'n pinksterkerk, en dit is hoe jy grootgemaak is. En ek doen ook seremonies, maar dit kan nie 'n intieme persoonlike verhouding met God vervang in my lewe nie. Dis soos die waterdoop. Jy kan deur die doopbad gaan, jy kan inklim, jy kan 'n droë sondaar inklim, jy kan 'n nat sondaar opkom. Die water is net water, maar dit is simbolies van 'n nuwe geboorte. En die water gaan niks verander in jou lewe as jy nie 'n persoonlike geloof in dit wys nie. Nie die kerkse geloof nie, nie seremoniële geloof nie, nie abstrakte geloof nie. En dan is daar, wat ek oor wil praat vandag, is oordraagbare geloof. Dis waarby ons in my teks uitkom, want hy sê Timoteus, die geloof wat in jou is opreg. Hy sê die geloof wat in jou is, it's genuine. En dit is in jou. Dit was eers in jou ouma Louise en toe was dit in jou moeder Eunice. En ek is oortuig, dis ook in jou. Iewers het jou voorouder dit gekry. Iewers het jou ma dit gekry. En dis oorgedra omdat dit persoonlik was. 'n Persoonlike geloof. Want die enigste geloof wat oordraagbaar moet wees, is persoonlike geloof. Jy kan nie abstrakte verhouding met God hê nie en dit aan jou kinders oordra nie. Jy kan nie 'n seremoniële geloof hê en dit aan jou kinders oordra nie. Jy kan nie 'n lauwarm verhouding met Jesus hê en 'n rooi warm passie vir Jesus aan jou kinders oordra nie. Die enigste geloof volgens hierdie teks wat oorgedra moet word is geloof wat persoonlik was.
En wanneer ouma dit gekry het, dan kan die dogter dit kry. As die dogter dit kry, kan jy dit kry. En dan dra sy oor wat sy is. Jy dra oor wat jy is. Ek het, in my lewe het ek, as 'n mens het 'n lofprysende geloof. I am a worshipper, I am a praiser. Amen. In difficulty, in trouble, I still praise the Lord. Maar dit is oorgedra aan my, van my ma. Want ek het gesien dat lofprysing werk nie net teoreties in haar lewe nie. Dit werk terwyl sy pyn gehad het in haar hande, steek sy handjies op en loop sy in die gang af en dan hoor ek hoe my ma die Here prys. Nou daar het iets oorgedra, daar's iets geestelik oorgedra in my lewe. Kan ek 'n amen kry? Lofprysing. Want dit was persoonlik vir haar. En daai geloof is nou in my. En dit word oorgedra en die kinders het 'n lofprysingslewe. Dit word oorgedra as jy 'n gebedslewe het. Dit word oorgedra as jy 'n persoonlike verhouding met Jesus het. As jy dit het, sal die kinders dit het. As jy eg is en genuine is met God, dan sal dit oorgedra word aan jou kinders. As jy vals en godsdienstig is, kan hulle niks ontvang nie. Daar's standaarde, daar's toewyding van 'n vorige geslag wat in my lewe opereer. My ma was lief vir mense, maar het jy geweet, jy kan slegs oordra wat jy het. Nie soseer wat jy sê nie. Ons persoonlike geloof en verhouding met God is al wat jy moet oordra na jou kinders en jou kindskinders. Vandag gee ons kos. Hoekom gee ons kos? Wel, ja, die Here het dit op my hart gelê, maar in my ouers se huis en my ouers se huis was mense gevoer. Kos gegee. Hierdie goeders weeg regtig swaar op my lewe. En swaar op my lewe as 'n pastoor, swaar op my lewe as 'n man van God. Maar weet jy wat? Ek kan net aan julle iets oordra wat ek het. Wat ek is. So in die eerste plek, ek hoop julle is worshippers. Want ek is 'n worshipper. Amen. Ek sal dit graag wil oordra in julle lewe. Want ek het 'n persoonlike verhouding met Jesus. En die gees waarin ek bedien is baie keer belangriker as die gawe waarin ek bedien. Luister wat ek sê, die gees waarin ek bedien is belangriker as die gawe waarin ek bedien. In 2 Timoteus 5:22 sê, moenie haastig iemand die hande oplê nie. En moet ook nie met die sondes van ander gemeenskap hê nie. Hou jou rein. So, ek glo dat 'n mens moet baie versigtig wees om sommer maar net hande op iemand te lê. Die Bybel sê moet dit nie haastig doen nie. Want daar is 'n transference wat plaasvind. Ek het mense gevra wat siek is hierso om hulle hand op te steek en mense het gekom. Maar daardie is 'n geestelike kwaliteit in 'n persoon wat oorgedra word deur handoplegging. En die eerste plek, goed en sleg word oorgedra. Want wanneer jy jou hande op iemand lê, word die geestelike toestand
oorgedra. Die geestelike toestand word oorgedra. En daarom moet jy eerder iemand se karakter ken, voordat jy sy hande op jou sit. Amen? Jy moet onderskei. You gotta discern. Die Bybel sê, moenie iets geestelik ontvang van iemand wat jy nie kan vertrou nie. En ek kan met oortuiging sê, ek dank die Here vir ons salherders, vir ons ouderlinge. Kan ek 'n amen kry? Dank die Here dat daar 'n geestelike vloei is van egtheid en opregtheid. Nie perfection nie, but their hearts is after God. En nog meer problematies is dit ek slegs my persoonlike geloof en verhouding met Jesus kan oordra. En dit is die deel wat ek wil transfer op my kinders, my geestelike kinders. Jy weet, as jy iemand jou pastoor noem, dan word daar iets oorgedra. Don't call everybody your pastor. You can only have one. Eintlik sê die Here, jy kan net een herder hê. Jy kan baie leermeesters hê, maar jy kan net een vader hê. Amen. So ek moet dit persoonlik hê. Dit kan nie 'n abstrakte geloof wees nie. Dit kan nie kerk wees nie. Wanneer ek regtig gebed nodig het, weet jy wat, wie soek ek om vir my te bid? 'n intercessor. Want sy kan haar klein groepie mense vat en hulle kan vir my begin bid. En wanneer jy iemand in jou lewe het wat 'n persoonlike verhouding met Jesus het, kan jy saam met hom stap. Kan ek 'n amen kry? Kan saam met hom stap. Nie in perfeksie nie, maar saam met hom stap. Want God hou hom vas. En wat gebeur in sy lewe word oorgedra. Daai toewyding van jou aan God word oorgedra. Amen. En dit word oorgedra selfs al voel jy nie heilig nie, al voel jy nie goosebumps nie, of engele wat aan jou verskyn het nie. En dis vir my so mooi wanneer iemand vir my sê, my pastor. Van die kinders hier in die skool het gesê, my plaaster. Ek was dit seker ook. Want daardeur ontvang hulle my geestelike seën en my geestelike erfenis wat ek wil nalaat. En daarom wandel ek met wysheid teenoor mense wat inspraak in my lewe gee. Die Bybel sê dat dit wat in jou is, moet jy aanwakker. Ek wil nie 'n ver afgeleë, abstrakte, afgeleide geloof hê nie. Ek wil 'n persoonlike vuur in my siel hê, wat soveel hitte uitstraal dat my kinders en my geestelike kinders deur die Heilige Gees getrek word na sy vuur toe. My kinders, my kleinkinders wil die krag van God sien en smag daarna in hulle lewe, want ek smag daarna. Geloof is oordraagbaar wanneer dit persoonlik is. Want kinders, mense kan valsheid baie gou optel. Amen. En dis vir ons beskerming dat 'n mens dit moet optel. Die mense het kennis geneem, sê die Bybel, van die disippels dat hulle by Jesus was. Luister wat sê Handelinge 4:13, hy sê, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle
ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus erken. Hulle het agtergekom dat hulle metgeselle was van Jesus. En dit was nie hulle opvoeding wat oorgedra is daar nie. Dit is nie hulle grade of hulle status in die samelewing nie. Dis die feit dat iemand by Jesus was. Hulle verhouding met Jesus het mense so verander dat hulle dit kon sien. Nou, geloof, luister nou, is die noodsaaklike bestanddeel in ons lewe. Ek honor elke man wat in sy huisgesin staan as geestelike autoriteit en man in sy lewe. Die belangrikste ding wat jy kan doen is om 'n persoonlike verhouding met Jesus te hê. Want daai goed wat daaruit kom word oorgedra. Hierdie lewe van Christendom is nie iets wat ek probeer en dan los nie. Hierdie is genuine. Hierdie lewe is 'n geloofslewe en hierdie my geloof is my hele lewe. Dis wie ek is. Dis nie 'n deel van my wat julle op 'n Sondag hier sien nie. Dis wie ek is. Kan ek 'n amen kry? As jy nie het wat ek nou van preek nie, het jy nog niks wat jy kan oordra na iemand anders toe nie. Geloof is die noodsaaklike bestanddeel. Jy kan nie sonder geloof nie. Hebreërs 11 sê, maar sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Nou kyk hier so, 'n mens moet glo dat God beloon. Kan ek 'n amen kry? En ek maak my reg vir 'n beloning. Ek doen nie dinge vir 'n beloning nie, maar ek maak my reg vir 'n beloning. Eendag wanneer ek voor die Here staan. Die koninkryk van God word nie gebaseer op welsyn nie. Dit word gebaseer op 'n beloningsstelsel. Geloof is die geldstelsel van die hemel. Ons verlossing is nie gratis nie. En niemand hoef dit te verdien nie. Ekskuus tog, verlossing is gratis. Niemand hoef dit te verdien nie, maar alles geestelik daarna moet jy geloof hê om dit te verkry. Beklei, moet jy geestelike wapenrusting aantrek en jy moet daarin opereer. Want dit is 'n oorlog daar buite. Daar's 'n oorlog op die oomblik in mense se lewens, in mense se verhoudings. Dis 'n oorlog wat daar buite is and you need covering. You need genuineness. You need a spiritual father in your life. And you need to honor spiritual fatherhood. Die koninkryk van God is nie 'n aalmoes nie, dis 'n beloningsstelsel. Binne in die Bybel is hoe jy jou lewe veronderstel is om te lyk. En die noodsaaklike bestanddeel is geloof. In Londen kan jy net in hulle 'n transaksie doen as jy in ponde betaal. In Amerika net as jy in dollars betaal. In Duitsland as jy in frank kan betaal. En in die hemel geloof. Dis die monetêre stelsel van die hemel.
Wil jy iets van die skatkis van die hemel hê? Gotta use faith. Bring jou geloof. Bring jou egte geloof in die koninkryk van God. Ons ontvang nie wat ons wil hê nie, ons ontvang wat ons glo. En dit maak nie saak of ander in my familie snaaks geglo het nie. Ek het 'n persoonlike verhouding met Jesus. En ek ontvang die egtheid van my vorige geslagte. Nie die valsheid nie. Ek ontvang die ongeveinsde geloof. Nie die geveinsde geloof nie. Kan ek 'n amen kry? Maak nie saak of ander in my bloedlyn aan kanker gesterf het of sekere siektes gehad het nie, want ek glo dat die bloedlyn seën van Jesus op my lewe is. Kan ek 'n amen kry? That's what I believe. Ek glo in die woord. Ek glo in wat die Bybel sê. En dit is persoonlik. Dis 'n persoonlike geloof wat lei tot oordraagbare geloof. En om dit te bewys wil ek u vra om saam met my na Lukas 4 te gaan. Jesus gaan na Nasaret. Hy kom uit 'n stad uit waar hy soveel wonderwerke doen. Hy stap na Nasaret, sy eie tuisdorp waar hy gebore is. En die Bybel sê dat hy kon nie daar wonderwerke doen nie oor die mense se ongeloof. Die mense was te familier met God. Hulle het gesê, maar is hy nie die seun van Josef wat hier groot geword het nie? Hoe kan hy nou sê hy is die seun van God? En die Bybel sê, God kon geen magtige dade en werke daar doen nie, as gevolg van hulle ongeloof. En Jesus verduidelik verder in daai hoofstuk, Lukas 4, verduidelik Jesus, hy sê, ek wil julle iets leer oor geloof. Hy sê, in die vorige dorp is almal gelees, maar slegs 'n paar mense het hier genesing ontvang. En hulle geloof het 'n seremoniële geloof geword. Dit het 'n abstrakte geloof geword. Jesus gebruik hierdie illustrasie net nadat hy geen wonderwerke daar gedoen het nie. Gee Jesus hierdie illustrasie. Hy sê in Lukas 4:25, maar ek sê vir julle, met waarheid, maar ek sê vir julle met waarheid, daar was baie weduwees in Israel, in die dae van Elia toe die hemel toegesluit was, 3 jaar en 6 maande lank, toe daar 'n groot hongersnood gekom het in die hele land. So in die dae van Elia was daar 'n hongersnood 3,5 jaar lank en baie weduwees, sê die Bybel, het gesterf. Dan gaan hy voort en hy sê, maar ek sê vir julle, maar net een van hulle wat gestuur is, het kos ontvang. Een vrou, een weduwee het gekry en ontvang van God. Baie weduwees het behoeftes gehad, maar net een weduwee het ontvang. En Elia het na hierdie weduwee toe gekom en die profeet het die volgende gesê. Hy sê vir die vrou, so sê die Here, dis nou in 'n hongersnood. Hy sê vir haar, so sê die Here, maak vir my 'n brood om te eet. En die vrou sê, maar hierdie is my laaste deeg, dis my laaste maaltyd wat ek en my seun kan geniet en dan moet ons sterf. Elia sê vir haar, ek sê net vir jou wat die Here vir my gesê het om te doen. Maak 'n brood en gee dit vir my. En sy het op daai oomblik het seremoniële geloof persoonlike geloof geraak. En sy het dit gebak
dit vir die profeet gegee en hy eet dit voor haar. Ek weet nie of ek dit sou kon doen nie. Eet hy haar laaste kos voor haar op. Nou, ek dink baie manipulerende pastore sal seker hierdie gebruik om voordeel te trek. But you can't do that. En die Bybel sê, op daai oomblik het God haar kos begin voorsien vir 3,5 jaar lank, totdat die droogte gebreek is. Want wonderwerke kom na die een wat persoonlike geloof toepas in sy lewe. Daar was baie weduwees, maar net een het ontvang. Dan gaan Jesus verder, hy sê, en daar was baie melaatses. En hy sê, en net een van hulle is genees, naamlik Naaman. Daar was baie mense wat behoefte gehad het, baie melaatses, maar net een wat genees is. Wat het met Naaman gebeur? Wel, ek wil 'n bietjie hoop gee vanoggend, as jy voel ek het net nie genoeg geloof soos daai weduwee nie, want Naaman is ook genees. En nommer 1 is Naaman, Elia het na hom toe gegaan en hy het vir hom gesê, gaan was jou in die Jordaan, die vuil Jordaan. En omdat hierdie man 'n gesiene man was, hy was 'n generaal, hy was 'n kaptein, hy was 'n politikus, hy was 'n ryk man, het gedink dit is iets wat ek nie sal doen nie. Dit sal ek nie doen nie, en hy het dit verwerp en hy was op pad terug en hy sou sterf. En die Bybel het gesê, hierdie man het nie geglo wat die profeet gesê het nie. Hy het die persoonlike geloof gehad nie. Want net toe hy op die punt kom wat hy weg sou loop en 'n dood sou sterf, het een van sy nederige diensknegte na hom toe gekom, genoeg moed opgegaar en hy het na hom gegaan en gesê, meester, hy sê, as hierdie profeet vir jou iets gevra het wat populêr is en wat almal gaan sien, hoe jy op 'n perd miskien iets doen, hy sê, sou jy dit gedoen het, maar omdat hy vir jou gesê het om jou te verneder en te gaan was in die vuil Jordaanrivier, toe het hy daai dienskneg geglo. En die Bybel sê, hy het omgedraai en hy het hom gaan was in die Jordaan. 6 keer het hy opgekom, niks gebeur nie, die 7 keer, sê die Bybel het sy vel soos die van 'n babatjie geword. Want baie keer is daar mense om ons net op die pad te kry. Ons harde kop uit, net en hier het God 'n melaatse genees, wat wel 'n harde kop was, trots gehad het, maar hy het geluister na wat die dienskneg sê. Sy abstrakte geloof het persoonlike geloof geraak. En hy het dit gedoen. En dit is hoekom dit goed is, dat jy vandag in 'n kerk is. Want hier is mense, wat jou kan help, as jy arrogant is. Kan ek 'n amen kry? Hier's mense wat vir jou na God toe kan lei, wat al 'n pad gestap het met die Here. Hier, in hierdie kerk, is generasie seën. Onder ons mense, kan ek 'n amen kry, wat opereer in ons families. Selfs al is jy swak hier vandag, is die mense rondom jou wat kan jou vat en vir jou sê, kom ons stap saam. God wil ons oordraagbare geloof gee. En dit is hier vanoggend. Petrus sê 2 keer vir Timoteus, wakker dit aan wat in jou is. Weet jy wat doen ek vanoggend?
Ek wakker die egte geloof aan in jou lewe. Ek wil iets oordra aan u. Ek en Framyn, ons glo, ons het 'n seën om oor te dra aan u. Would you receive it? Would you trust us to lift up our hands over you and speak a blessing of your life? Would you receive that this morning from me and from mine? Waar's my vroutjie? Wil nie vorentoe kom nie. As u die seën wil ontvang wat persoonlik in ons lewens opereer, wil ek u vra om te staan. Staan nie by my miskat. Die geloof wat in jou moeder was, die geloof wat in jou voorouers was, is generasie geloof. Hier staan generasionele geloof. Daar staan egtheid, daar staan genuineness. En ons wil dit oordra na u toe, in u lewe. En so Vader, ons steek ons hande uit oor hierdie gemeente. Dankie Here Jesus dat u ons geroep het en Here dat u ons help om mense te lei na groen weivelde. Here, ons is die diensknegte en ons wil graag dit wat u in ons lewens begin het, wil ons oordra. So nou wil ek bid, Here, dat daar 'n spesiale seën op elke persoon in hierdie gemeente sal rus. Oor elke kind, oor elke vrou, oor elke man, oor elke leier, oor elke familie wat hier staan. Want die Here sal jou seën en hy sal jou bewaar. Hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. Hy sal genadig oor jou wees. Nou bid ek Here dat u die vloeke, Here, van mense en geestelike vloeke en geestelike verhoudinge, Here, wat mense weggetrek het en seer gemaak het, bid ek Here dat daar herstel sal kom in elke verhouding, geestelike verhouding, fisiese familieverhouding, in die naam van Jesus. En ek bid nou 'n vaderlike seën uit oor elke persoon wat dit ontvang en dit oorgedra word na hulle geslag en hulle geslag na hulle volgende. We're walking out under the blessing. No condemnation for those who are in Christ Jesus. Thank you that we can love each other and care for each other in this house. I speak for your blessing upon this church, Father. We stand under your covering and under your leadership. I pray that you will lead us to waters. That you will open up the heavens over our lives, our families, Father. And the blessing will follow. Goodness and mercy will follow us all the days of our lives. And we will bless and stay in the house of the Lord forever. Amen.